Maar daar is nog 'n manier hoe ons as Christene moet optree, waarvan mense nie hou nie. Hulle wil dit nie hoor nie. En ek dink 'n groot rede is omdat dit gaan soos wat dit gaan op die oomblik, gaan soos wat dit gaan in ons land. Ek weet nie of julle dit al gelees het, die Paulus skryf aan Titus iets. Hy sê vir hom, wat hy vir die Christene moet leer, hoe hulle moet optree. En ek wil dit met julle deel, dit is baie interessant vir my gewees toe ek dit raak gelees het. Paulus skryf hier aan Titus, onthou nou, Titus het 'n gemeente wat hy moet lei, en nou sê Paulus vir hom, jy moet hierdie mense gaan herinner van hierdie goed, dit is hoe julle as Christene moet lewe. Titus 3 vers 1 sê, herinner die mense nadruklik daaraan, dat hulle aan hulle owerheid en gesag moet onderwerp. Daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Die 83 vertaling sê, om onderdanig te wees en ook gehoorsaam te wees aan ons owerhede. So wie is ons owerhede? Baie keer sal ons sê dis ons baas en dis fyn, maar sodra ek sê nee, is die regering. Nee, hulle is nie ons owerhede nie. Die regering is deel van ons owerhede. Ons moet hulle respekteer. Maar wat doen ons? Ons loop en kla oor hulle, nê? Ons loop en moan oor hulle, ons sê hulle is sleg. Hierdie mense weet nie wat hulle doen nie. Kyk hoe gaan dit in hierdie land. Hulle breek net alles af. Hulle is skelms, ons sê hulle net sleg. Wanneer hulle dinge van ons verwag, wat doen ons? Ons moan en ons rebelleer eintlik. Kyk vir COVID, dan sê hulle vir jy mag nie oor die grense gaan nie, wat doen jy, klim jou karre, gekuier hier by die mense, want ons rebelleer. Hulle sal nie vir ons sê wat ons moet doen nie. Ek praat van myself hierso. Gaan nou Vrystaat. Maar jy sien, dit is wat ek sê, ek is ook skuldig hieraan, hoekom? Want ons vlees raak frustreerd met hoe dit gaan. Maar die woord van God leer ons moenie deur die vlees gelei word nie, maar deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees sal nooit teenstrydig met die woord wees nie. Ek wil vir julle nog 'n skrif lees. Paulus sê dit weer op 'n ander plek. Hy sê vir ons in Romeine 13 vers 1, sê hy dit weer. En hierso sê hy dit mooi. Hoor wat sê hy? Hy sê elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Hoor hierso, daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie. Laat dit bietjie by jou insink. En die owerhede wat daar is daar deur die beskikking van God. Daai is 'n harde ene. Mense, God besluit wie regeer hierdie land, of jy nou daarvan hou of nie. Dit is God se keuse. God besluit watter koning stel hy aan. God besluit wie regeer 'n land. God is in beheer. En wat moet ons doen? Ons moet God respekteer. En ons moet ook daai owerhede wat hy oor ons geplaas het, ook respekteer. Ons verstaan nie altyd hierdie owerhede se planne nie. Dis verseker, ons doen nie. Partykeer maak dit nie sin nie. Maar ons nog iets wat ek vir julle wil sê. Ons munisipaliteit is ook 'n owerheid. En ek wil vir julle sê, ek dink ons moet vir hulle ook bid. Dit is baie belangrik, ons moet altyd vir mekaar bid, maar mekaar, is nie net mekaar hier nie. Soos julle dorp bid vir die mense in beheer. Bid laat God hulle sal lei. Bid laat hulle tot bekering sal kom. Bid laat God hulle ook die wysheid, insig en krag sal gee. Ek dink dit sal 'n verskil maak as ons hulle minder begin sleg sê en meer op ons knieë voor God kom en hulle opdra aan die Here.